Hartlike goeiemôre, dit is Dinsdagoggend, nee, vandag is die 9de Desember jaar 2025. My naam is Dani Gerber en man is opgewonde, Jesus Christus is koning, hy is die Here en daar is niemand soos hy nie, halleluja. En vandag gaan ons weer verder uit God se woord lees en ons gaan kyk bietjie daar in Johannes 8. En dit gaan hier vanaf verse 1 en dit gaan oor die owerspelige vrou. Hy sê maar Jesus het na Olyfberg gegaan en vroeg in die môre het hy weer in die tempel gegaan en al die mense het na hom gekom en hy het gaan sit en hulle geleer. En die skrifgeleerders en die fariseërs het 'n vrou in wat in egbreek betrap was na hom gebring. En toe hulle haar tussen hulle laat staan het, sê hulle vir hom: Meester, hierdie vrou is op die daad van egbreek betrap. En Moses het in die wet bevel gegee om sulke vroue te stenig, maar wat sê u? En dit het hulle gesê om hom te versoek, sodat hulle iets kon hê om hom te beskuldig. Maar Jesus het neergebuk en met die vinger op die grond geskrywe. Maar toe hulle aanhou om hom te vra, het hy hom opgerig en vir hulle gesê: Laat die een van julle wat sonder sonde is, die eerste klip op haar gooi. En weer het hy neergebuk en op die grond geskrywe. En toe hulle dit hoor, het hulle deur hulle gewete bestraf, een vir een weggegaan, van die oudste af tot die laaste toe. En Jesus het alleen agtergebly en die vrou wat daar tussen hulle gestaan het. En toe Jesus hom oprig en niemand sien nie, behalwe die vrou, sê hy vir haar: Vrou, waar is daardie beskuldigers van jou? En het niemand jou veroordeel nie? En sy antwoord: Niemand nie, Here. En Jesus sê vir haar: Ek veroordeel jou ook nie. Gaan heen en sondig nie meer nie. Nou as ons na hierdie gedeelte kyk, dan kan ons sommer sien dat ons baie keer is ons ook sommer klaar 'n fariseer en 'n skrifgeleerde. Want hoe maklik oordeel ek en jy nie iemand anders nie. Ons kyk net na iemand. Ons kyk net na sy klere dra, dan oordeel ons al klaar. Ons kyk net na iemand en dan sien ons waar hy is en waarmee hy besig is, dan oordeel ons die persoon. Of ons hoor net van iets en iemand, dan oordeel ons daai persoon al klaar. Is ons nie maar ook 'n fariseer en 'n skrifgeleerde nie, om so maklik te oordeel. Weet en die Here sê dat ek oordeel jou ook nie. Hy sê maar gaan sondig nie meer nie, want die liefde van die Here is liefdevol en regverdig. En die Here sê hier vir haar, hy sê, gaan nie en ek veroordeel jou ook nie, maar moenie verder sondig nie. So sy het 'n keuse om te maak. Gaan sy in die oordeling staan as sy aangaan met haar dade? Gaan ek en jy in ons veroordeling staan as ons aangaan met ons dade? Of gaan ons luister en die Here se raad volg deur te sê, moenie verder sondig nie, want dan sal ek jou nie veroordeel nie. En dit is dit waar dit op neerkom. So God is regverdig. Hy beveel ons, moenie sondig nie. So dit is 'n keuse wat ek en jy het om te doen. Want hoe maklik is dit vir ons om te val in die trap. En nou as ou hierdie gedeelte lees en die fariseërs en die skrifgeleerders het hierdie vrou gebring, want hulle het haar heterdaad betrap, waar sy egbreek gepleeg het. Nou waar is die knaap met wie sy dit gedoen het? Was dit nie dalk een van die skrifgeleerders of die wetgeleerders nie, nee? Hoekom het hulle hom nie ook nader gebring nie? Want wat mos goed is vir die een, is goed vir die ander ene. Maar hierso is dit net 'n ding, hulle wil net 'n punt bewys en goeders. En die Here kom en hy toon sy liefde vir hierdie vrou met haar sonde wat sy gepleeg het. En hy sê, ek oordeel jou ook nie, maar sondig nie meer nie. So jy weet waarmee jy besig is. Jou gewete kla jou aan waarmee jy besig is. So lê dit neer. Moet nie verder sondig nie, want dan sal ons nie in die oordeel gaan nie. Amen. Kom ons bid saam. Halleluja, Abba Vader, Here, baie dankie vir die woord. Ja, Here, baie kere is ons so maklik om te oordeel, maar dan staan ons self met dingetjies wat ons doen en ons wil ander oordeel. Here, vergewe ons, kom was ons skoon met die kosbare bloed, Here, sodat ons nie in die oordeel sal staan nie. Here, maar dankie dat U kom en U sê vandag vir ons, dat ek oordeel jou ook nie, maar moenie meer sondig nie. Here, dat ons sal ophou daarmee, en dat ons U sal volg in gees en in waarheid, en ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen en amen.
My liewe boetie en sussie in Christus, gaan uit op hierdie Dinsdag, gaan verkondig die liefde van Jesus teenoor almal. Julle moet 'n geseënde Dinsdag hê. God bless.